Goeiedag liewe vriende, ek groet in die wonderbare naam van ons koning Jesus. En vandag wil ek met jou 'n gedagte deel, klein klippies in jou skoen. Jesus sê in Lukas 13 vers 32, gaan vertel vir daardie jakkals, kyk, ek dryf duiwels uit en maak gesond, vandag en môre, en op die derde dag is ek klaar. Ons almal het al 'n hindernis in ons lewens gehad. Ons almal het al iets byvoorbeeld in ons skoen gekry, wat dit ongemaklik maak om te loop. As ons ondersoek instel, is dit gewoonlik 'n klippie, miskien so 2 mm in deursnee, wat ons vreeslik ongemak gee. En ons is verbaas om te sien dat so 'n ou klein dingetjie soveel pyn kan veroorsaak. Jy sien, dikwels word ons wandel met God beïnvloed of selfs verhinder deur klein onopgeloste kwessies in ons lewens. Net soos 'n klein klippie my aardse of vleeslike wandel beïnvloed, is daar tye dat hierdie klein kwessies ons wandel en ons verhouding met God beïnvloed. Salomo skryf in Hooglied 2 vers 15, vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want die wingerde staan in die bloei. Vandag wil ek 'n vraag vra. Wat is dit wat ons wandel met God benadeel? Wat is dit wat ons verhouding met die Vader bederf of keer? Kan dit wees dat ons sonde in ons lewens toelaat? Kan dit wees dat ons hart verhard het, ons nie lief het nie, of dalk nie bereid is om te vergewe nie? Die sonde wat ons doen, het dikwels 'n groter impak as ons persepsie van daardie sonde. Soms sal die duiwel jou ook probeer oortuig dat jy as gevolg van 'n sekere sonde reeds misluk het in jou lewe. Kan dit wees dat daar dinge in ons lewens is wat tussen God en ons gekom het? Het ons toegelaat dat ons grondgebied prysgee, wat ons so hard aan geveg het met die instaatstelling van Christus? Hoe kom ons hierdie dinge en neem weer besit van ons lewens in Christus? Ons bid baie keer en tereg dat die Here ons moet red, of ons moet verander, of in ons moet werk. En dit is nie verkeerd nie, maar daar is tye dat ons net moet ophou om verskonings te vind vir alles, of om ander te blameer, wanneer dit in werklikheid ons is, wat moet ophou doen wat verkeerd is in God se oë. Ons moet ophou tyd spandeer met al die dinge en die mense wat ons aandag op dwaalweë laat gaan, en stop om die duiwel toe te laat om ons te beïnvloed. Vloek jy steeds? Hou op vloek. Vertel jy nog steeds leuns? Hou op om leuns te vertel. Spandeer jy ure op jou foon en net 'n minuut in die woord van God? Verander jou fokus. Paulus skryf vir ons in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, met ander woorde, ek kan alles oorkom deur Christus wat my krag gee. Die vers sê nie dat die Here die kwessies sal wegneem nie, maar dat ons sterkte en krag sal ontvang om te oorkom dit wat ons tuister. Wil jy nie let op die klippie in jou geestelike skoen, die jakkals wat jou verniel, en aksie neem nie? Maak tyd, vind 'n stil plek, soek die aangesig van die Here, lees jou Bybel en bid. Ek wil afsluit met die woorde van Dawid in Psalm 34 vers 3 tot 6 en ook vers 23. My siel sal hom beroem in die Here, die ootmoediges sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot, en laat ons saam sy naam verhef. Ek het die Here gesoek,
en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. En dan sluit hy af: die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.